Daar's 'n storie wat ek al by verskeie kerke gehoor het. Dis die een waar iemand sê, ek het my hart vir Jesus gegee toe ek 7 was. Dis mooi, dis eerlik. Maar soms wonder ek, het iemand ooit vir daardie 7-jarige gesê wat dit beteken? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Lukas 14 vers 25 tot 35. Want in Lukas 14 draai Jesus na mense wat reeds agter hom aanloop, volgelinge, bewonderaars. En hy sê vir hulle 3 keer, jy kan nie my disipel wees nie. Nee, jy mag nie, ek wil jou nie hê nie, maar jy kan nie. As jy nie jou kruis dra nie, as jy nie alles opgee nie, as jy nie die koste bereken nie. Dis amper soos 'n wildvreemde wat by jou troue instap en sê, het julle al 'n begroting gemaak vir hierdie huwelik? Nou, ek bedoel, dis super ongemaklik, maar dis eerlik. Jesus doen hier iets wat selde gebeur in moderne geloof. Hy stel die voorwaardes duidelik. Disipelskap is nie 'n instap aanbod nie. Dis nie 'n koop en betaal later nie. Dis nie volg my vir 'n beter lewe nie. Dis eerder volg my en sterf van die lewe wat jy gehad het, sodat jy 'n nuwe een kan ontvang. Nou, ons wêreld werk anders. Ons wil probeer, ons wil toets, ons wil sien hoe dit gaan, ons teken op vir proeftydperke, kanselleer as dit ons nie pas nie. Ons wil Jesus in ons dagboek inpas, maar ons wil nie hê hy moet die dagboek herskryf nie. Maar dis presies wat disipelskap vra. Jesus vertel 2 kort gelykenisse. Die een is van 'n man wat begin bou, maar nie klaar maak nie. Die ander is van 'n koning wat 'n oorlog aanpak sonder om seker te maak hy kan wen. In albei gevalle is die probleem nie die plan nie. Dis die gebrek aan voorbereiding, die gebrek aan erns. Dalk is dit wat Jesus sê. Hey, moenie agter my aanloop sonder om te vra waarheen dit lei nie. Moenie sê jy's 'n disipel as jy nooit jou hart heroorweeg het nie. Want disipelskap is nie die aanvaarding van 'n stel idees nie. Dis die oorhandiging van 'n lewe. Want disipelskap, hoor mooi, is nie die aanvaarding van 'n stel idees of reëls nie. Dis die oorhandiging van 'n lewe. Dis nie 'n eenmalige oomblik nie. Dis 'n daaglikse keuse. Dis nie net emosie nie. Dis oorgawe. So, het jy al die koste bereken? Nie net glo jy in Jesus nie, maar bou jy saam met hom? Trek jy jou planne terug, sodat sy plan jou kan dra? As hy vandag sou sê, jy kan nie my disipel wees nie, wat sou die rede wees? Tot môre, mooi loop.